Dag sê dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Okito Greik. Vandag is Maandag die 2de Februarie en soos ons 'n nuwe maand afskop, so skop ons ook 'n nuwe week af. Ek en my kollega Annemarie de Tooy sal nou net bietjie na die nuutste nuus kyk wat in môre se Republikein sal verskyn. Later sal ek en Andrew Poolman bietjie gesels oor die nuutste sporthoogtepunte van die afgelope naweek. Ons loer ook daar by die weer in en daar is nog baie meer. So bly by ons en baie dankie. Hier gaan ons voort met Klets Kompas. Welkom terug en soos ouer gewoonte sal ons bietjie inloer by die nuus met my in die ateljee Annemarie de Tooy. Hoe gaan dit, Annemarie? Dit gaan goed. Dit is so lekker om bietjie saam met jou klets te doen vir 'n slag, Okito. Dit is. En daar is ook interessante nuus in môre se koerant wat ons kan bespreek. Daar is 'n berig oor die beleggingswetsontwerp en bekende prokureur Raymond Heathcote wat sy mening gelig het en uitlig dat die wetsontwerp dalk teenstrydig is met die grondwet. Okay. Dit is 'n belangrike wetsontwerp wat al jare aankom, nog nooit aangeneem is nie. Heathcote noem onder andere dat artikel 99 van die grondwet roep op 'n beleggingskode liewer as 'n nuwe wet. Okay. So dit is een aspek ook dat hy sê dit is onregverdig om regstellende aksie binne in die wetsontwerp wat gemik is op buitelandse beleggers in te sit. Enige regstellige aksie moet gelyk van toepas wees op beleggers of hulle Namibiërs is of uit die buiteland is. Maar daar is nog natuurlik baie ander besonderhede wat ons lesers kan lees môre. Daar is ook landbou. Ja, ek is nogal. Die landboublad het my eintlik bietjie ontstel, as ek eerlik kan wees met jou. Ek is seker jy weet en ons kykers weet dat daar ons het bietjie probleme met back and claw seer op die oomblik in ons buurland in Suid-Afrika. Ja. En ek wil nie te veel weggee nie, maar die foto's is nogal grafies en ek dink dit skyn nogal die lig op hoe ernstig dit is en hoe ernstig ons dit moet opneem en ek weet 'n groot gedeelte daarvan is die feit dat mense alweer en ons het dieselfde storie gehad met die Afrika Perdesiek laas jaar. Mense alweer nie reg te werke gaan oor enstowwe nie. En wat hulle sê is dat die enstowwe kan nie net deur enige janrap gegee word nie. Ja. Jy kan nie net besluit jy spuit nou jou diere in vir back and claw seer want jy voel so nie. En hulle doen dan ook 'n beroep, die ministerie doen 'n beroep op die mense om asseblief seker te maak jy kry jou enstowwe eerstens op die regte plekke. Moenie net by een of ander winkel wat jy nou sien dit verkoop omdat hulle wil ek sê vrees aanjaag. Moenie by enige winkel jou enstof koop nie, maak seker jy kry dit deur 'n ordentlike apteek en 'n ordentlike veearts want dit kan net so gevaarlik raak. En veral wat jy weet, veroorsaak jy dalk die verspreiding daarvan. Ja. En dan weet ek natuurlik ook dat die bedreiging van die back and claw seer in ons land is verskriklik groot want dit gaan 'n baie groot invloed hê op ons livestock. En 'n groot ding wat ons kollega Jacques vir my genoem het vandag is dat as back and claw seer eers hier is, dan there's no saving us. Daar's nie redding vir ons land. Dit gaan nie werk nie, want ons kom ook nou uit 'n droogte uit. Ek meen ons vee is nou eers besig om te herstel, ons getalle en so, na 'n verskriklike droogte waarin ons gesien het dat ons baie vee verloor het en 'n baie groot deel van wat ons doen is die uitvoer van beeste en ons beesvleis en so. So as die back and claw seer eers hier is, dan het ons 'n groot probleem. So ek en Jacques het gevra ek moet hierdie beroep doen. Asseblief moenie kos van Suid-Afrika af deurbring oor die grens nie, of dit nou groente, vrugte, wees maar versigtig vir wat jy oorbring, want jy stel half die hele land se ekonomie in gevaar, as ek dit so kan sê, want ons almal weet wat 'n groot invloed ons landbou het op ons ekonomie, so dit kan regtig gevaarlik raak. Regtig gevaarlik. En ons sien dat Suid-Afrika is hard besig om te probeer bekamp. Ek weet dat Botswana het ook laasweek maatreëls ingestel
So ek dink dit is reg dat alle Namibiërs maar handjies hou en saamwerk, doen wat ons kan. Ons het dit nog nie op hierdie stadium hier nie, of daar is nog nie aangemelde gevalle nie. So vir so lank as wat ons kan dit voorhoed, want ook iets wat ons besonders maak is die feit dat ons het 'n non-vaccination status, wat beteken ons bees is okay sonder dat hulle ingeënt word. Wat ons half so bietjie bo die ander lande sit in daai opsig wil ek amper sê, en as ons moet begin spuit dan verloor ons dit ook. So dan weer eens reuse impak op die ekonomie. So ek dink net as ons maar handjies kan vat soos jy gesê het en net probeer om dit so ver as moontlik te voorkom sodat ons dit nie hoef te begin behandel nie. Om te vermy, ja. Want ook die onkostes van die inenting op ons boere, dit kan nie goedkoop wees nie. Ja, dit is maar so met enige inenting wat jy kry vir enigiets. Dit is iets waar ek eintlik nogal passievol voel en ek wil nie te veel daarin gaan nie, maar die pryse wat ons betaal om ons vee en goed in te ent is belaglik, maar hulle die groter conglomerates wil ek amper sê vat half advantage daarvan want hulle weet byvoorbeeld 'n land soos Namibië of Botswana kan nie sonder ons landboubedryf nie. Ja. En daar word 'n bietjie advantage gevat daarvan voel ek ook, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Ek wil nie te passievol raak daaroor nie. Maar groot onkostes. Baie dankie Anne-Marie. En daar het julle dit. Asseblief gaan gryp môre die koerant en lees self meer. Daar is natuurlik nog baie ander stories en nog lekker stories in môre se Republikein. Vir nou sal ons nou net weer terugkeer om bietjie die weer te bespreek vir môre en daarna sal Andrew Poolman by my aansluit vir die jongste oor die nuus, so bly by ons. We bring you luxury, lifestyle and location. My.NA Property takes you inside Namibia's most stunning homes, high-end developments and hidden gems. Catch us every Tuesday at 9 p.m. because every space has a story, only on NTV. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today. Irango Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irango Med is committed to making a difference. What about you? Real good. Good day, viewers. Goeiedag mensen. And welcome to Generation C, where we dive into culture, creation and connection with our school community. I'm Kopika Shatunya. Ek is Carla Benz. Ek is Anne Smit. My name is Eden Low. I'm Patience. And let's take a closer look at what makes our school so special. Out on an
one pager in the Republican, the Namibian Sun and AZ. And My Zone Socials on channel 285 on DSTV and channel 25 on GoTV. That's a wrap from us today from Rosalia Hambo and that's Welkom terug. Na die heerlijke reën wat ons hierdie afgelope naweek geniet het hier in die hoofstad Windhoek, is dit tyd om te kyk na die weervoorspelling vir die land vir môre, dis nou die 3de Februarie. Ons verwag op Katimolelo die temperatuur sal van 18 grade tot op 32 grade wissel. Dit sal sonskyn al die pad wees daar. Op Enhana is dit van 18 tot op 35 verwag, maar gedeeltelik bewolk. Ruacana vanaf 19 tot op 34, ook gedeeltelik bewolk daar. Hier in Windhoek sal dit vanaf 22 grade tot op 32 grade wees, ook gedeeltelik bewolk. Lyk my die meeste van die land is gedeeltelik bewolk, ook Otjiwarongo vanaf 20 tot op 33 grade en Gobabis vanaf 24 grade tot op 33 grade, dis dan vir môre. Verder verwag ons op Henties Bay langs die kus vanaf 20 grade tot op 24 grade môre, Walvis Bay vanaf 19 tot op 23. In Reebord in die Middelland verwag ons vanaf 22 tot op 32 grade môre, Mariental in die suide vanaf 25 grade tot op 36 môre. Vir Arnos vanaf 25 tot op 36, Arnhamsvlei diep in die suide vanaf 23 tot op 39 en sonskyn môre, en dan Oranjemund bietjie koeler vanaf 15 grade tot op 24 grade verwag, gedeeltelik bewolk. Dis dan die weer van môre. Daar sê, nou is dit uiteindelik tyd dat ons noukeurig kyk na die afgelope naweek se sport. Andrew Poelman in die ateljee met my. Hoe gaan dit, Andrew? Nee, het gaan nou alles sonder weer, hopelik. Mooi. Kom ons sluit daar by ons 3 Namibiese fietsryers aan. Ek verstaan hulle het deelgeneem aan die Race Around Rwanda. Ja, soos ons praat is dit nog steeds aan die gang. So hulle het Sondagoggend, so hier by 5:00 se kant in die oggend in Rwanda het hulle begin ry. So dis soos hulle sê, is dan basies reg rondom amper die land Rwanda. So hulle het in Kigali begin. So 3 Namibiërs wat daar so in aksie is en daar deelneem. So Driekus Kutse is een van hulle, saam met Nabil Robiati en ook saam met Pierre Lambert. Daarom 'n mooi land hy. Groen. Ja, mooi groen. Hulle noem dit blykbaar die land van 1000 heuwels. Maar ja, soos Nabil Robiati, hy is soos wat ons gepraat is, hy nog in die resies. Hy en Pierre Lambert, maar hy sê hy het teen hierdie tyd nou al reeds 1000 heuwels gery en hy is nog nie eers. So die totale afstand is so net kort van 1000 km, so 989 km. So Driekus Kutse wat ongelukkig so 'n bietjie teespoed gehad het, maar hy was so na 40 km was hy daar in die voorloper, hy was in 'n stadium, so sien ons dan die roete en dit is so basies so 'n skermgreep van daar so waar mense dan die tracking devices van elke ryer kan volg soos wat hulle nou in die resies is. En dan aan die volgende slide van ons dink ek wys dan net so 'n bietjie die profiel van hoe dit, ja, dis veral hoe later in die resies dit is, hoe meer opdraande is dit, veral die die tweede helfte van die opdraand wag tot later. Ja, die grootste styl, ja, hoogte bo see speel tipe van die as jy nou kyk na die profiel van die resies. So Driekus Kutse wat so twee ongelukke gehad het en toe nou so teen maandagmiddag se kant seker dan amptelik onttrek het aan die resies. So hy het op die eerste dag iewers was hy nog so half saam in die voorste groep en ja, die son het so 'n bietjie in sy oë geskyn en hy het so 'n bietjie spoed opgehad en maar daar van die voorkant af gekom met 'n fiets wat so vol gelaai is met bokse vol eie.
En hulle het mekaar toe geconnect en ja, so hy het toe so teen sy bobeen so skraap al en skraap en goeders opgedoen. Maar hy het verder gery, bietjie rustiger gevat. En toe's maandagooggend so in die donkerte so 4:15 die oggend sê hy, het hy toe weer geval teen 'n afdraand was dit dit het ook gereën baie op die roete oral die hele naweek en het hy toe gegly en weer geval en sy kop gestamp en ook sy pols en sy hand seer gemaak. Dit is toe wat hom toe half eintlik gedwing het om te laat ophou. Ja. Hy het toe in daai stadium reeds oor die 500 km wat hy reeds gery het op sy fiets. En so hy het toe intussen onttrek. So Nabil Robiati en Pierre Lambert is dan die twee Namibiërs wat soos ons praat nog deel van die resies is, maar dis soos ons sê baie mooi land en mense is baie behulpsaam, vriendelik. En mense het hom gesien val daai tyd van die oggend en hulle dadelik vir hom kliniek toe gevat en almal is baie behulpsaam en vriendelik en so. Dis maar soos hulle sê self-supported. Ja. Jy moet maar jou eie kos koop seker langs die pad en so daar's nie baie waterpunte en sorg en ondersteuningsvoertuie en sulke goeders nie. So is maar die mense, die Rwandese mense. Ja. Wat moet ingryp. Okay, is bietjie hartseer. Maar kom ons kyk na 'n ander hartseer hier, plaaslike sokker, die Namibiese Premier Liga. Wat is die nuutste? Ja, so die nuutste is dan Sondag se wedstryde wat dan afgehandel is en na afloop van dit is dit dan Ishoki Chula van Oshakati wat dan die voortou geneem het. In Sondag se wedstryd was dit African Stars wat hierdie wedstryd teen Tigers met 1-0 gewen het. So African Stars, die verdedigende kampioenspan, hulle is dan op die oomblik tweede op die puntelys. So Chula 30 punte en African Stars die het 29. Voor die naweek was dit Mighty Gunners geweest wat voor aan die bo aan die puntelys was. Ja. Hulle het toe nou 'n bietjie teruggesak die naweek. Hulle is 27, hulle is nou in die derde posisie. Okay. En dan twee spanne wat ook nog so op hulle kort op hulle agterend is met 24 punte elk is dan FC Ongos. Hulle is dan 4de op die oomblik en Unam FC is 5de. Hulle het ook 24 punte. So dis nou dan na 15 wedstryde vir elke span sover. Okay. So dit raak warm daar in die liga. Maar dis goed. Vertel ons, daar was ook oor die naweek rugby toekennings, Wanderers. Ja, FNB Wanderers wat hulle jaar afgesluit het vir 2025. Hulle het oor die algemeen eintlik 'n goeie jaar gehad, behalwe vir die finale wat hulle toe nou nie gewen het nie. Al hulle ander wedstryde gewen. So Dani van der Merwe is dan aangewys as hulle sportman van die jaar. Ongelukkig vir hom sal hy dan 2026 ook buite rekening wees. Hy is op pad om hy moet 'n skoueroperasie gaan ondergaan. So 'n bietjie van 'n besering wat hy verlede jaar nog mee gespeel het. Ja. So hy sal dan basies vir die res van die jaar uit wees. En dan ook die toekenning vir die speler van die jaar, die ouens wat die spelers kies as speler van die jaar, dit het dan gegaan aan SW Keen. So hy het dan ook 'n groot een van uiteindelik 3 trofee gewen. Dit was dan die grootste ene van hulle. Hy is ook, ek dink, in sy eerste jaar by Wanderers en hy het ook van hom by onder 20 laas jaar gespeel. En dan wat die vroue betref, was dit dan Astrid van Lille wat as hulle sportvrou van die jaar aangewys is. So sy is daar by die voorspelers gewoonlik of 'n slot of 'n losvoorspeler. So ook 'n goeie jaar gehad. So Wanderers wat dan met die mans in die eerste helfte van die seisoen in die Premier Liga het hulle al hulle wedstryde gewen en toe in die finaal verloor teen Kurus. En in die tweede helfte van die seisoen is die JSB Gold Cup gespeel. Hulle het daar ook al hulle wedstryde gewen en toe net in die finaal verloor teen Grootfontein. Dis 'n hartseer jaar vir Wanderers. Maar vir Oulaas in die totsiens, vertel ons van die Namibiër wat ook groot voetspore los in Pole. PW Steenkamp het nou so 5 jaar daar gespeel. Hy het nou so oor die naweek het hy dan aangekondig dat hy dan nou gaan klaarmaak by daai klub waar hy was. So PW Steenkamp wat ek dink so 2021 by 'n klub aangesluit het wat die beste wat hulle nog ooit gevaar het was in
in 1984 en in 2010 was hulle in die 3de posisie in daai liga. En in die 5 jaar wat hy nou daar by hulle was, die eerste jaar was hulle 3de en nog 'n jaar wat hulle 3de was. 1 jaar het hulle in die finaal verloor en 2 jaar wat hulle die kampioene was. Wonderlik. So elke jaar, elkeen van daai jare wat hy dan eintlik individueel die meeste punte in daai liga aangeteken het. Sjoe. Ja, so ek het hom gevra wat is nou volgende, wat is sy planne vorentoe? Maar hy het gesê hy wag maar net vir daai vrystellingsbrief van die klub af en dan sal hy op sy sosiale media aankondig of hy gaan boer met sy jong familie of hy 'n ander kontrak gekry het iewers. Ons is nog so 'n bietjie in die duister. Maar is so goed om te weet daar is 'n Namibiese ster wat geglans het daar in Poland. Ja, ek dink hy is miskien 'n bietjie ongelukkig. Hy het al van Namibië gespeel, maar baie van die onlangse groter toetse wat Namibië gespeel het in die wêreldbeker kwalifisering en so van die ander manne wat miskien by groter klubs is of wat so 'n bietjie voor hom in die ry gestaan het. Ja, so hulle die afrigtingsspanne wat dan ouens soos André van der Berg of Kevin Loubser of Tiaan Swanepoel eintlik aan bo hom verkies het. Ja, hy het nie regtig 'n kans miskien gekry om eintlik regtig sy stempel af te druk by die nasionale span tot in hierdie stadium nie. Ja, dis jammer, maar daar is nog altyd môre hopelik tensy hy nog gaan boer. Baie dankie Andrew. Dit was baie interessant en baie lekker. Alles reg. Dankie. Bly by ons, is ons nou net terug. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Nou ja, daar is dit en daar het julle dit. Die eerste uitsending van Kletskompas vir Februarie 2026 agter die blad. Maar asseblief Namibia, baie dankie dat julle by ons aangesluit het en kom sluit môre weer by ons aan wanneer ons weer lekker saam sal klets hier op Kletskompas. Totsiens.